Goeiemôre, ek het vandag besluit om hierdie oordenkingsweek af te sluit, dalk met die gewigtigste vraag, wat ons baie keer mee worstel. Hoekom voel dit, of net gelowiges swaar kry en straf verduur, terwyl die wat onreg pleeg, daarmee wegkom? Ek dink ek moet begin deur te sê dat hierdie vraag veronderstel nie 'n goddelike waarheid nie. Hoe ons voel, gaan verby. Versoekings om God te beoordeel, kom van binne. Ons moet doelgerig waak teen emosies of gevoelens wat ons belewing van God negatief kan bepaal. God is goed, punt. Daar is swaar kry en hartseer, siekte en dood en onreg reg deur die wêreld, onder alle geloofsoortuigings. Dis nie net gelowiges wat aangeval en vervolg word nie. Daar word inderdaad toenemend teen Christene en die Joodse geloof gediskrimineer en aanvalle geloods. Maar ons moenie toelaat dat die boosheid van die wêreld ons laat voel en glo dat God onttrek het van ons nie. Mense se boosheid en wandade is die gevolg van 'n bose keuse. En sosiale ewels soos moord en verkrachting, oorlog, haat, wraak, magsvergrype, onderdrukking, daar is 'n lang lys. Dit is alles uitvloeisels van hierdie bose keuses, wat dan 'n proses aan die gang sit, wat baie wyd uitkring, en onskuldige mense se lewens word daardeur radikaal beïnvloed en self vernietig. Boosheid trek die sluier oor mense se keuse. Nou wat doen ons wanneer ons in die opvangsgebied is van sulke bose besluite? God sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 50 vers 15. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle, is Petrus se raad in 1 Petrus 5 vers 7. Elkeen van hierdie opdragte begin met 'n werkwoord. Ons moet aksie neem, nie by gevoelens vassteek nie. Ons moet ons vyande lief hê. Ons moet die seën wat ons vervloek. Ons moet goed doen aan die wat ons haat en bid vir die wat ons beledig en vervolg. En ja, dan vra ons, hoekom gee God vir ons hierdie opdrag wat so totaal teenoor ons natuurlike gevoelens staan? Want God weet, gevoelens van haat en vergelding is nie tot ons voordeel nie, maar dit hou ons gevange. Dit maak ons blind vir die positiewe in die lewe. En ons kan nie dankbaar leef terwyl ons in die greep van sulke sterk negatiewe gevoelens is nie. Ons moet ons emosies beheer, nie omdat ons die wandade verskoon of goedkeur nie, maar omdat ons die oordeel daaroor aan God oorlaat. Ook ons emosies moet dien tot God se eer. Keuses vereis aksie. Emosies ontlok reaksie. Mag God ons in moeilike situasies en omstandighede lei om keuses te maak wat hom sal behaag. En ons versterk om nie te dink ons emosionele reaksie is waar 'n saak van onreg eindig nie.
God is altyd in beheer. Groete tot volgende keer.